Liewe vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel graag met u 'n gedagte rondom die koningin van Skeba. Ons lees in 1 Konings 10 vers 1, en toe die koningin van Skeba die gerug van Salomo hoor in verband met die naam van die Here, het sy gekom om hom met raaisels op die proef te stel. So, hulle is nie presies seker waar die koningin van Skeba vandaan kom nie. Dit was heel waarskynlik of van Ethiopië of van Jemen. Dit was presies ook die plekke waar Salomo se skepe aangedoen het, want hy het skepe gehad wat oor die wêreld gegaan het. Hy het vir hom rykdom soos goud en ape en poue bymekaar gemaak, wat hulle dan teruggeneem het Jerusalem toe. So hierdie skepe, die bemanning, het dan van Jerusalem af gekom, en dan bring hulle die berig van koning Salomo, en in die besonder van koning Salomo se wysheid. Nou het ons by geleentheid gesê, toe koning Salomo van God enige iets kon vra, toe vra hy wysheid. Wat hy vra toe hy vir wysheid vra was vir Jesus. So nou word Jesus geopenbaar in die hele koninkryk en in die koningskap van Salomo. So nou kom hierdie dienaars met hierdie berig by die koningin van Skeba van hierdie groot koning en die wysheid wat dan eintlik die getuienis van Jesus Christus is. Nou sê Romeine vir ons, geloof is uit die gehoor en gehoor is uit die woord van God. So toe die koningin van Skeba nou hoor, toe begin daar iets in haar hart werk. En die koningin van Skeba onderneem die reis Jerusalem toe. Of dit nou Ethiopië of Jemen is, die afstand is maar omtrent dieselfde. Hulle reken dit so 2500 kilometer met 'n karavaan van kamele omtrent so 4 maande. Wat die tog duur om uiteindelik in Jerusalem aan te kom. En nou die koningin van Skeba haar kamele gelaai met die beste van die beste wat sy gehad het. 'n baie groot geskenk. 3 ton goud, geweldig baie edelgesteentes en speserye. Speserye was op daardie stadium amper net soveel werd soos goud. Daar was speseryroetes gewees. En hulle sê hierdie speserye was nou wierook en mirre en al daardie verskriklike belangrike speserye vir hulle. Daar was nog nooit soveel speserye wat daar ingekom het in Jerusalem, soos wat die koningin van Skeba daar ingebring het nie. Nou ons hou een aand huisgodsdiens en een van die kinders sê, die koningin van Skeba wou eintlik vir Salomo ge-one-up het. Sy wou vir koning Salomo eintlik uitgebou het met hierdie geskenk wat sy hom nou gebring het. Maar nou lees ons daar in vers 2, en sy het na Jerusalem gekom met 'n baie groot trek kamele, wat speserye en 'n menigte goud en edelgesteentes dra. Toe sy by Salomo inkom, het sy met hom gespreek oor alles wat in haar hart was. Met ander woorde, sy het hom alle vrae gevra wat in haar hart was, en Salomo het haar alles geantwoord wat sy hom gevra het, en Salomo het haar al haar woorde verklaar. Geen woord was vir die koning te diepsinnig om haar dit te verklaar nie. Toe die koningin van Skeba dan al die wysheid van Salomo sien, en die huis wat hy gebou het, en die voedsel van sy tafel, hoe sy dienaars sit en sy bediendes staan en hulle klere en die dranke, en sy trap waarmee hy opklim in die huis van die Here, was daar in haar geen gees meer oor nie. So met ander woorde, toe die koningin van Skeba die openbaring van Jesus sien, toe is daar in haar nie verder meer enige gees oor nie, sê die Bybel vir ons. Nou, baie interessant, hierdie trap waarmee hy opgeklim het van sy huis na die tempel, dit was een of ander fenominale ingenieurswerk. Ek kon nie enige aanduiding kry van hoe dit gelyk het nie. Dit klink my, daar's nie enige oorblyfsels van dit nie, maar dit was 'n fenominale werk. Spurgeon sê vir ons, hierdie trap het Salomo dan gebruik om op te klim van sy huis na die tempel. Met ander woorde, die trap was die verbinding tussen Salomo se huis en die tempel. Met ander woorde, tussen die huis van die mens en die huis van God. Met ander woorde, die verbinding tussen God en mens. Daar's net een verbinding tussen God en mens. En dit is Jesus Christus, die persoon van Jesus. Hy is die enigste verbinding tussen God en mens. Hy is die enigste een wat ons by God kan uitbring. So hierdie trap was dan 'n tipe gewees. In dit alles, onthou, in dit alles van die wysheid en hierdie hele openbaring wat dan in Salomo gebeur,
omtrent Jesus is die trap net nog een groot verdere openbaring van die persoon van Jesus. En toe die koningin van Skeba dit sien, onthou, sy was 'n heiden, so sy mag nie in die tempel gekom het nie. Sy moes maar van 'n afstand af gekyk het, hoe Salomo opklim, en hoe Salomo offers bring, en hoe Salomo aanbid, en alles wat daarmee gepaard gaan. En dan gaan die koningin van Skeba terug, maar nou, staan daar in vers 10, verder het sy aan die koning 120 talente goud en 'n groot menigte speserye en edelsteens gegee. Daar het nooit weer so menigte speserye ingekom as wat die koningin van Skeba aan die koning van Salomo gegee het nie. So 3 ton goud, 120 talente is so 3 ton. So ons het nou so bereken vandag se goudprys, vandag se wisselkoers, dan is 3 ton goud so in die rigting, baie konservatief bereken, so 10 biljoen rand. Hulle beweer dat speserye, gewig per gewig, nog meer werd was as goud. So, in enige term bereken, was hierdie geskenk 'n aansienlike geskenk gewees. So die koningin van Skeba kom met hierdie astronomiese geskenk by koning Salomo. Maar wat interessant is luister nou, wat staan in vers 13? En koning Salomo het aan die koningin van Skeba al haar begeerte gegee wat sy gevra het, bo wat hy haar na die vermoë van koning Salomo gegee het. Daarop het sy omgedraai en na haar land getrek, sy en haar dienaars. En die koningin van Skeba, kom het nou maar soos ons het nou in ons terme vandag verstaan, die koningin van Skeba kom tot bekering en sy gaan terug na haar land toe, 4 maande verder, en sy het alles gekry wat haar begeerd is, want sy het Jesus gekry. Matteus 12, lees ons nou in die Nuwe Testament, vers 42. Die koningin van die suide sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want sy het gekom van die eindes van die aarde af om die wysheid van Salomo te hoor, en meer as Salomo is hier. Sien u, kan u nou sien, hier kom ons by die voltrekking, hier kom ons by die toepassing van dit wat ons nou net gesê het. Die koningin van Skeba moes haar kamele gelei het, en met 'n kameel moes sy 2500 km minimum gery het om uit te vind wie Jesus is en om hom te kry. En hier staan hierdie mense in die teenwoordigheid van Jesus, en meeste van hulle neem hom glad nie aan nie. Weet jy, ons dink baie keer, dit sou daarom wonderlik gewees het as Jesus vandag op aarde was en ons kan na hom toe gegaan het en met hom gepraat het. Spurgeon sê, nee, Spurgeon sê, ons is baie beter af, want ons het nou die Heilige Gees. En die Heilige Gees is die openbaring, gee vir ons die openbaring van Jesus Christus. Hy sê die meeste mense in daardie tyd het hom glad nie aangeneem nie, hulle het nie, so ons is die bevoorregtes. So, nou sê Matteus 12 vers 42. Hy sê, kyk wat moes die koningin van Skeba gedoen het, om by Jesus uit te kom. Sy moes baie ver met 'n kameel gery het. Ons vandag is bevoorreg, ons het 'n Bybel, ons het die Heilige Gees wat in ons werk. Van die uitstorting van die Heilige Gees op aarde leef ons nou in die genade dispensasie. So ons het dit alles by ons. Ons is die bevoorregtes van alle tye. En nou, hier is die belangrike saak. Ons moet hierdie voorregte wat ons het, moet ons gebruik. God sê, ons is geseënd, ons is gelukkig, om dit alles by ons te. Ons kan elke een 'n Bybel oopmaak en ons kan lees van Genesis tot Openbaar. Ons het die volle openbaring. Onthou, selfs die mense in Jesus se tyd het nie die skrif gehad wat ons het nie. Ons het die geskrifte van Paulus wat vir ons vertel van genade en dies meer. So, ons is die geseëndes van die Here om in hierdie tyd te lewe, en ons moet alles oorgee en gebruik die geleentheid wat ons kry. Die Here seën u baie ryklik en mag dit met u baie goed gaan.